Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis. En die skole sluit amptelik Woensdag, maar baie kinders is reeds by die huis. So ek het my eie kind vanoggend saamgebring, Karin Buyker, en sy gaan vir ons wys hoe om 'n heerlike brownie. Sy gaan vir ons 'n heerlike brownie maak. Okay, Karin, let's go. Vertel my, wat het ek alles nodig vir die brownie? Eers het jy 250 ml botter nodig. Dit sommer in die pan gooi. Wat baie lekker van hierdie resep is jy het net die een pan nodig. Jy hoef nie al hierdie bakkies vuil te maak soos wat ons nou gedoen het nie. Goed, ek gaan net 'n mes kry om daai deur te sny. Dan het jy 'n bietjie groter wees, ja. 250 gram breinsuiker, 4 eiers, 250 gram witsuiker, 'n teelepel sout, 5 ml vanillegeursel, dan 6 opgehoopte eetlepels kakao en 250 ml meel. En dan het jy jou 4 eiers. Ja. Okay, wat kan mens die eiers net so ingooi? Wat moet jy doen? Jy moet jou eiers eers slit, anders gaan jy 'n gaar eier in jou deeg kry en dis nie so lekker nie. Okay. Goed, so sodra jou botter klaar gesmelt is, kan jy al die bestanddele daarbey inmeng en dan kom dit in 'n vierkantige, ons het hierdie pan, so 'n vierkantige pan en dan vir 20 minute in die oond as jy dit lekker sag soek, 30 minute in die oond as jy dit lekker crispy soek. Karin, ek is regtig baie swak vir kook. Jou ma se nou al vir jou gesê ek kan nie kook of bak nie, né? Dink jy selfs ek sal hierdie kan doen? Dis 'n vreeslike maklike resep en is baie vinnig. Ek dink ek sal dit kan doen. Goed, ek's bly. Ek dink spesifiek ook die rede hoekom Karin hierdie resep gekies het is want baie mense pak nou vir die lang pad en baie mense moet geskenkies saamvat vir jou gasvrou of vir jou familie, vir jou skoonsis en hierdie ek kan nie vir jou sê dis letterlik die lekkerste brownies wat ek in my lewe al geproe het. Jy kan natuurlik ook neute bygooi as jy neute wil bygooi. Doen wat jy wil. Okay, ek sien hy borrel nou te veel. Ons gaan die plaat afsit want ons botter is gesmelt. Hy moenie kook nie. Hy het gesmelt. Nou gaan ons begin deur heel eerste ons 2 suikers by te sit. Hy moet nou net gaga afkoel hier. Dis eers bymekaar gooi en dan jy kan jy hoef dit nie eers bymekaar te sit nie. Jy kan letterlik net die suiker ingooi. Okay, bring daai suiker, Karin. Dan trek jy dis. Tanya, wie se brownies is lekkerder, joune of Karin se? Shoot, dis 'n verskriklike onregverdige vraag, Jennifer. My geld is op Karin. Daar sê Karin sê ook so, jy sien. Ek dink Karin se brownies is lekker, maar ek maak minder skorrelgoed. Dis die maak nie ding. saak nie. Dit gaan alles oor die smaak, soos Karin sê haar brownies is lekkerder. Karin, dankie. Ek gee van jou 'n proe. Wanneer hulle by die skool mag ietsie saambring vir 'n piknik, dan weet haar maats en die onderwysers weet al dis die brownies wat kom. Dis klaar. Goed, ja, hierdie resep is nie vir 'n diabetes nie, maar die goeie nuus is jy kan wel, as jy soos ek glutenvry is, kan jy jou koppie meel vervang met 'n glutenvrye meel. So, hier gaan hy in. Wag, ons gaan eers jy kan die kakao bysit. Kan ek meng? Kan die kakao bymeng? Daar's hy. Wil jy meng? Ja. Gaan jy meng? Okay, meng jy vir ons? Lekker. In die ronde dat ons nie uitspat nie. Okay, net ook 'n vinnige disclaimer, wanneer ons in die kombuis kook, lyk ons definitief nie so nie. Maar dit is een van ons gunsteling vakansieaktiwiteite om saam te bak en dan ook lekker saam te baklei daarbey, maar dit is mos maar deel van die pret. En ja, so wat ek nog wou sê is jy kan hierdie bak vir die lang pad. Kan ek vir jou vinnig, ons gaan eers net daai klonte uitmeng. So jy kan net bak vir die lang pad of as jy by die huis bly, is hierdie heerlik om jou kinders mee besig te hou en Karin het 'n baie blink idee vir wanneer jy dit uitgehaal het en dit opsny, net voor jy bedien. Ek dink ons het dit nou nie ingebring nie, maar wat sit jy nog by? Ons het sulke sprinkles wat 'n Skersfees lyk. Dan kan jy ook versiersuiker oor gooi en dan die sprinkles en lyk dit baie oulik. Okay, eier. There we go. Kyk hoe lekker is dit. Hoorie. Okay, so Karin, vertel gou weer vir ons hoeveel tyd vir watter Jy sit hom in die oond op 180 grade, 20 minute as jy lekker sagte brownie soek, 30 minute as jy 'n lekker crispy brownie soek. Okay, en dan kan dit ook, en hierdie spesifiek vir Jennifer, wat graag weet, want verlede jaar weet ek het sy malva pudding gemaak, wat ek nou die hele jaar nog steeds nie geproe het nie. Maar jy kan hierdie as 'n brownie, kan jy bedien vir 'n nagereg, wat sal jy dan bysit? Ek kan roomys saamsit of ek kan room saamsit, dis baie lekker so. Ja, so 'n lekker skep roomys
is 'n lekker skep room, sprinkel 'n bietjie neetjies oor en ek dink gaan ook vanilla geursel en sout moet nog inkom, want daar sout baie belangrik. OK, gooi hom in. Daar sy en die sout. OK. Ek verkies 'n vierkantige bak sodat hy makliker kan uitsny en ek die stukkies eweredig in presiese hoeveelhede kan sit sodat my kinders en my man nie baklei nie. Okay. Dit lyk baie lekker. Daai beslag wat jy met jy roer. Ekskuus Jennifer. Daai beslag lyk baie lekker. Hy is reg om so ons het hom reeds gespuit sodat hier nie 'n wolk hang in die studio nie. Jy kan dit insit. Ja, nog 'n bietjie meng. Ek dink hy's fyn. Ek dink regtig jy kan hom maar ingooi. Kom. Gooi sussie. Ek gaan vir jou vashou. Ek gaan vir jou vashou. Okay, kyk. In my huis het jy nie 'n kat se kans nie. Jy gaan eerstens 'n boekwurm wees en tweedens gaan jy kos maak. Dis hoe die lewe werk. So daar is dit is. Hoorie. Die volgende fight is natuurlik wie lek die pan uit, né? Nee? Okay, so 180 grade, so 20 minute vir 'n fudgy een, 40 minute vir 'n lekker stewige brownie. Dis 30. Sit hom maar daarin. Okay, ja, ek weet sy het gesê 30, maar jy kan tussen 30 en 40 doen net na smaak. As jy die resep gemis het, gaan loer gerus op ons YouTube. En van my en Karin hoop ek jy het 'n verskriklike lekker skoolvakansie.